vanaand. Amerikaanse president Donald Trump raak verskeie wêreldkwessies aan tydens meer as 'n uurlange toespraak by Wêreldekonomiese Forum in Davos. Die voormalige Oopot-hoof, Robert McBride, sluit sy getuienis af voor die ad hoc komitee. En die legendariese musiekduo David Kramer en ontslape Tali Petersen kry grootste eer van Kaapstad. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die president van die VSA, Donald Trump, sê Europa is in die verkeerde rigting op pad met beleide wat fokus op hernubare energie en massamigrasie wat onder meer tot 'n handelstekort lei. Die Amerikaanse president het wêreldleiers en hulle afgevaardigdes toegespreek by die Wêreldekonomiese Forum se jaarlikse vergadering in Davos, Switserland. Trump het ook gepraat oor sy planne om Groenland oor te neem en die VSA se verhouding met Venezuela na die verwydering van die president Nicolás Maduro uit sy amp. Volgens Trump het die Amerikaanse ekonomie in die eerste 12 maande van sy tweede termyn goed vertoon en sê dat inflasie deur sy administrasie onder beheer gebring is. After 12 months back in the White House, our economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring, incomes are rising, inflation has been defeated, our previously open and dangerous border is closed and virtually impenetrable, and the United States is in the midst of the fastest and most dramatic economic turnaround in our country's history. Trump het vrese besweer dat hy Groenland met mag sal oorneem en sê onmiddellike samesprekings moet volg oor die oorname van die Deense gebied. Hy meen ook dat die verkryging nie die alliansie van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie bedreig nie. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago. Trump sê die opbrengs uit die olie wat in Venezuela ontgin word, sal tussen die twee lande gedeel word. Hy glo dat die ooreenkoms 'n verhoogde inkomste vir Venezuela sal oplewer. Venezuela has been an amazing place for so many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago it was a great country, and now it's got problems, but we're helping them, and those 50 million barrels, we're going to be splitting up with them, and they'll be making more money than they've made in a long time. Trump het aangekondig dat die VSA planne beraam om sy kernenergie-netwerk uit te brei en dit teen mededingende pryse te verskaf. 'n Onafhanklike sentrale bank is noodsaaklik indien 'n land prysstabiliteit wil verseker. Dit is volgens die goewerneur van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, nadat internasionale sentrale bankhoofde in 'n gesamentlike brief solidariteit getoon het met hulle VSA eweknie Jerome Powell. Dit nadat Powell bekend gemaak het dat die Amerikaanse Federale Raad gedagvaar is oor sy getuienis ten opsigte van 'n $2,5 miljard opknapping van die sentrale bank se hoofkantoor, met vele wat dit beskou as 'n politieke aanval. Kganyago het aan SAIK nuus by die Wêreldekonomiese Forum in Davos gesê daar was die afgelope paar jaar populistiese retoriek oor die rol en afhanklikheid van sentrale banke. Hy sê die belangrikheid van onafhanklike sentrale banke is vervat in die 2025 G20 verklaring wat in Johannesburg aanvaar is. Kganyago sê ook die onafhanklikheid van die Suid-Afrikaanse Reserwebank is ook verseker in die grondwet. In central banks writing that letter, it was reminding the world that there is actually a global commitment to central bank independence. But for us in South Africa, it was also just to reiterate that the issue of central bank independence was one of the key constitutional principles that underpinned the Constitution of the Republic of South Africa. Die oorgang vanaf eksperimentfase tot implementering van kunsmatige intelligensie in finansiële instansies was ook druk bespreek. When we look at the rest of the world, in other markets that we operate in, we see that
Obviously, the African continent is still far behind, notwithstanding all the work that is being done in terms of STEM subjects, etc. There's still a lot of work that has to be done to get our youth to where they need to be. But as a private sector organization, Naspers and Prosus, we are focused on ensuring that we're providing the skilling, we're providing access to entrepreneurship, and we're providing access to ensuring that people can have meaningful employment in their roles that they play for us. Intussen het Gauteng homself ook as 'n beleggingsbestemming en 'n deurgang tot Afrika bemark in Davos. It's no longer enough for us to just stay a bit at home and hoping that people will see us. So we're actually leveraging the shifts that have happened to really say to people we are open for that business. So the Gauteng Investment Conference is positioned such that we're calling investors and companies that would like to expand even into the continent, because we are actually leveraging instruments such as the ACFTA, to say we're open to doing business in the continent, but those investors that are ready for expansion into the continent, Gauteng is that gateway. Verbruikersprysinflasie het in Desember hoër gestyg en die jaar op 3,6% afgesluit. Dit was volgens markverwagtinge met matige opwaartse druk hoofsaaklik van voedsel- en brandstofpryse. Terwyl die algehele voedselinflasie bestendig was op 4,4%, het rooi vleispryse skerp gestyg weens die back-and-close uitbreking. Die hoër inflasie aanduiding kom terwyl die Reserwebank se monetêre beleidskomitee na verwagting volgende week sal vergader vir die eerste rentekoersaankondiging van die jaar. Die VPI het met 0,1% gestyg vanaf die 3,5 wat in November aangeteken is. Data van Statistiek SA toon dat die gemiddelde inflasieprys vir die jaar 3,2% was, die laagste is in meer as 2 dekades. If you look at food prices, for example, it increased by 4.4% year on year. The main upward pressure in that category was mainly meat prices, which is not a surprise because it continues to reflect the struggle that we still have regarding the containment of food and mouth. Sommige ekonome meen kosinflasie sal redelik gunstig bly vir die res van die jaar. We are monitoring the impact of the regional floods recently quite closely, as this could have an impact on certain crops. Fuel inflation also remained quite benign at just 1.6% on a year-on-year basis. For consumers, the negative news in this data set is the ongoing increase in rental inflation. Since the pandemic, rental inflation remained quite subdued, but during the second half of last year, we started seeing a sharper increase in rental inflation, and we see this as one of the forecast risks to the inflation trajectory for the year ahead. Ekonome verwag dat die inflasie kan styg tot 3,7%, wat wegbeweeg van die Reserwebank se voorkeurteiken van 3%. Die verwagting is dat die sentrale bank sy rentekoersverlagingssiklus tot die tweede helfte van die jaar sal uitstel, wanneer inflasie na verwagting na die 3% teiken sal terugbeweeg. Ons het nog nuus in Afrikaans net na die reklamebreek. Ons sien jou nou weer. Welkom terug. Die voormalige hoof van die onafhanklike ondersoekende polisiedirektoraat, Robert McBride, sê hy het geen aspirasies om 'n nasionale polisiekommissaris te word nie. Hy het vrae beantwoord van LPs by die ad hoc komitee wat beweringe van kriminele infiltrasie, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek. Tydens die tweede en laaste dag wat McBride voor die ad hoc komitee verskyn het, is hy weer tot orde geroep vir onvanpaste handgebare, gesigsuitdrukkings en arrogante antwoorde tydens die ondervragingssessie. You're starting to get very personal now. No, I'm asking. No, you're asking about my child. Yes, I am asking about your child. Yeah, but you shouldn't be. You should mind your own business about my family. No, but it's public knowledge because it was in a court of law. Yes, it is, but it's my family. So you are not going to answer it? No, I'm just saying, watch it also. Mr. McBride, you can't come here and threaten any member of parliament. I heard you say you must watch it. What is that? We are not out here in the field. There's nothing that, no, I don't even bring your mic to your mouth yet. You are undermining us.
And we've been sitting here and we've just been quiet. And Chair, you're not protecting us. Chair, Mr. McBride needs to pull himself towards himself. He's been doing this since yesterday, telling us he owes us an apology before we can just move on, and threatening us. We're not going to take that lightly. How do we continue questioning him if he's being that hostile to a member of parliament and we're just meant to carry on? It's unacceptable, Chair. His attitude, his body language, everything since yesterday, it's completely unacceptable. McBride is een van die getuies wat voor die komitee verskyn om aantuigings wat deur die KwaZulu-Natal polisiehoof, luitenant-generaal Nkandla Mkhwanazi, in Julie verlede jaar gemaak is te ondersoek. Een van die fokuspunte van die LP se vrae aan McBride is sy verhouding met die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan. Hy sê O'Sullivan het aan hom as hoof van Oupad inligting verskaf oor onreëlmatighede in die polisiediens. Volgens McBride was dit hoe ver die verhouding gestrek het en is hy nie deur O'Sullivan beïnvloed nie. There's no one on this earth that can influence me wrongly. I will always do the right thing. Op 'n vraag waarom stelsels in die polisiediens so agteruit gegaan het McBride gesê dat 'n obsessie met rang en mag 'n groot rol speel. Hy het die verval as diep gesetel beskryf en dat mense in sekere posisies aangestel is om misdade te bevorder. Ander is weer aangestel as beloning vir hul aandeel in die korrupsieketting. Stadsamptenare is besig om die slagoffers te verifieer wat geraak is deur 'n brand wat deur die A-gedeelte by Masipho-Molele in Kaapstad getrek het. Na raming is etlike honderde informele wonings vernietig. Die brand wat midde van 'n rukwind uitgebreek het brandbestryders gesteun deur 2 helikopters etlike ure geneem om te blus. Met die oorsaak van die brand nog onbekend, sê inwoners die winderige toestande het dit moeilik gemaak om die brand wat gistermiddag uitgebreek het onder beheer te bring. Die inwoners is hard aan die werk om die puin skoon te maak om weer hul huise te herbou, met sommige wat nou 'n tweede keer al hul besittings in 'n brand verloor. Everybody was like, busy taking up their stuff, and I couldn't have a chance now to take my own stuff. All the stuff I've lost there, even my IDs and my other stuff that are very important, my bank cards. So I have to make new stuff now again. Yeah, I have to start from the fresh. I only got my bag with clothes. All the house, bed, wardrobe, cupboards, everything that was in the house was burnt out. Amptenare van die stad Kaapstad en die provinsiale regering help om die slagoffers te verifieer en te ondersteun. Ons gaan nou by mekaar kom in die kerk waar ons nou gaan eers die mense registreer wie se huise afgebrand het en ook seker maak dat ons weet hoeveel kinders daar is wat skoolklere en skoolbehoeftes nodig het en ook hoeveel ou mense wat daar is hier gebly het wat ook behoeftes het. Humanitêre hulporganisasies soos Gift of the Givers en Living Hope help ook die slagoffers en verskaf maaltye. Daar is 'n groot behoefte vir donasies vir mense wat niks het. En Living Hope wat is op Kommetjie Road oorkant Sunny Acres het allerhande huishoudelike en klere donasies nodig. Gift of the Givers sê hoewel daar relatief min brande in Kaapstad was in die feestyd, is 'n redelike aantal mense nou oor 'n kort tydperk geraak, insluitend diegene onlangs in Denoon, naby Milnerton. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. In Mpumalanga benodig R44 miljoen om die beskadigde infrastruktuur by sy natuurreservate te herstel. Sommige toeristegeriewe was tydelik gesluit weens die swaar reënval. Owerhede het die gebied besoek om die omvang van die skade te bepaal, met sommige toeristeplekke wat sedertdien heropen het. Toerisme skep duisende werksgeleenthede vir die Mpumalanga-ekonomie. Maar die afgelope week moes talle toeristeplekke tydelik weens die reën sluit, wat nadelig vir besighede en toeriste was. The difficult thing was that I wanted to do a hike just around the area, but a lot of hikes are closed. So it's nice that this is open and that we can enter this facility, but there's a lot of other things that we can do. So it limits us in some kind of ways, yeah. We didn't know about the flooding, so we came in and we tried to find the information, like where it's flooded, where not. And this was really difficult because a lot of people didn't know the information or saying different things to each other, to us.
Gemeenskappe rondom die fasiliteite steun swaar op die inkomste wat hulle uit toerisme verdien. Smouse is ook deur die tydelike sluiting geraak. It affects us very, very much because we don't have anywhere where you can find money. We find money here. So when the flood come like this, it can become very, very painful for us because this money we use it for our kids, for the school, so we lose too much money. Die provinsiale LER vir ekonomiese ontwikkeling en toerisme het die panorama roete besoek om die omvang van die skade te bepaal. Hierdie pragtige skilderagtige rit is die tuiste van besienswaardighede soos die God's Window, Burgsloek slaggate en 'n paar watervalle. We are in a position to say for now we have recorded around 44 million that would be really required as of immediate to address some of these challenges or effects that were brought about by these floods. Die Mpumalanga Toerisme en Parkagentskap, wat onder andere verantwoordelik is vir die bestuur en bemarking van die provinsie se natuurreservate, doen 'n beroep op vennootskappe met produksiehuise wêreldwyd. Dit het intussen sy vennootskap met 'n Australiese produksiemaatskappy vir die volgende 5 jaar hernie. Some of the infrastructure are very old. They need some refurbishment. So we are working together with the provincial treasurer to get some additional funding to be able therefore to revamp some of our infrastructure around here in the nature reserves and also as far as Mthetomusha. Toeriste word intussen gewaarsku om agter veiligheidsversperrings te bly. Intussen het die swaar reën aanleiding gegee tot erge vloede in die suide van Mosambiek. Dit het veroorsaak dat huise onder water en alle hoofroetes afgesny is. Talle mense moes ook noodgedwonge voor die vloedwater vlug. Hommeltuigmateriaal vanaf Shai wys hoe bruin vloedwater strek oor laagliggende dele en op sommige plekke steek slegs die dakke van huise uit. Bome en groot dele van die paaie is ook onder water. Talle vroue bly in 'n tydelike skuiling in die dorp Manika waar hulle van kos en klere voorsien word. Die VN se kinderfonds UNICEF is ook op die toneel en sê vele riviere is beïnvloed wat verskeie gemeenskappe in die suide raak. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 8 uur vanaand. Ons sportsegment en die weer volg net hierna. Bly gerus ingeskakel. Ikoniese musikante en vervaardigers David Kramer en die ontslape Talib Peterson. Saam met hulle musiekblyspele, liedjies en melodieë geskep wat nie net die storie van 'n stad en sy mense vertel nie, maar ook die onderdrukking en die pyn daarvan. Hul skepping, Cat and the Kings, was 'n groot sukses in Londen en het onder meer die Laurence Olivier toekenning vir beste nuwe blyspel gewen. Peterson is byna 20 jaar gelede in sy huis vermoor. Najwa Peterson, sy voormalige vrou, en 2 ander is vir die moord gevonnis. Sy dogter, Jawahir Peterson, het die toekenning namens die familie ontvang. David Kramer en Talib Peterson se werk saam het gelei tot 'n fontein van talent. Deur musiekblyspele was hulle vreesloos uitgesproke oor verdrukking en onreg. Kramer het in sy toespraak baie emosioneel geraak en met liefde van sy kreatiewe vernoot gepraat, sy broer, wat Kramer beskryf het as die melodie tot sy lirieke. This recognition is made infinitely more meaningful because I'm sharing it with my late brother in arms, Talib Peterson. Wat het gespaak het is hierdie wonderlike liedjies wat ons geskryf het. Ons het van 2 verskillende wêrelde gekom. Baie verskillende wêrelde.
maar dit was die idee van storie vertel met musiek wat ons verbind het. Die blyspel District 6 het die loopbane van menige musikante begin en dien steeds as inspirasie. Cut and the Kings was 'n fenominale sukses met vertonings in Brittanje en Amerika. Kramer sê hy was baie diep geraak deur die spesiale vertoning wat gehou is tydens die seremonie om hom en sy vriend te vereer. Ek skryf al vir 50 jaar en ek het 20 jaar saam met Talib gewerk om die idee van ons gemeenskaplike identiteit uit te beeld. So dit is 'n lewenswerk en dit was baie om my liedjies en die Kramer Petersen liedjies te hoor op die voorg vanmiddag deur die jong manne wat groot geword het voor my oë om dit te hoor het nou trane gebring na my oë. So ja, dit was baie emosioneel. Petersen se dogter, Jawair, het namens die familie die eer ontvang. Sy sê haar pa het groot gedroom en geweier om stil te bly oor die groot talent, ryk geskiedenis en erfenis van, onder meer, die afstammelinge van slawe. Petersen het 'n groot rol gespeel om mense hulle erfenis te laat herontdek en omarm. As ek nou deur die kamer kyk en ek sien dis mense van alle rasse wat hier staan en my pa se legacy vier en die stories wat hy en Uncle David vertel het, sê vir my sy lewe het iets beteken. Hy het daai brug gebou deur sy musiek en deur sy stories dat ek wens so graag dat hy vandag hier kon wees en ek weet ek kan hom voel. Hy is hier vandag om te sien, Daddy, this is what your work meant. Beide Kramer en Petersen het suksesvolle solo-loopbane gehad, met Kramer wat steeds skepend besig is. Sy werk is veral in volksmusiek, waar hy die stories van veral die wat misken, agterweë gelaat word en vergete is, uitlig. Die vryheid van die stad is die hoogste eer van Kaapstad. Die kulturele impak van Kramer en Petersen se werk maak hulle die eerste kunstenaars wat die eer ontvang. Jy kan na die geskiedenisboeke gaan kyk wat gebeur het, maar as jy wil die mens verstaan, as jy wil die gees van die plek verstaan, dan moet jy die liedjies gaan luister, dan moet jy daai stage shows gaan sien, en dan sal jy weet, dis die gees van Kaapstad. Kramer en Petersen het musiek geskep wat lank na hulle sal voortleef. Dit sal gesing word en daarby gedans word vir generasies met soveel vreugde en hoop. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Dis waar ons groet vanaand. 'n Mooi aand verder vir jou. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, sterk wind kom voor langs die Kaapkus met enkele buie wat voorkom in die sentrale dele van die Noord-Kaap, streekoordele van die Vrystaat asook in die Oos-Kaap. Enkele buie kom ook voor in KwaZulu-Natal en dit strek tot in die noorde. Lig tot matige wind kom ook voor in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmis kom ook voor in Limpopo, Mpumalanga, streek oor KwaZulu-Natal, asook enkele buie wat voorkom in sentrale dele in die oostelike helfte. 'n 60% kans vir reën kan ook verwag in die verre noordelike dele van Limpopo. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in die Vrystaat asook in die sentrale dele van die Noord-Kaap en dit kan lei tot gitsvloede. Sterk wind kom ook voor langs die Kaapkus wat navigasieprobleme kan veroorsaak. Daar is ook 'n weerwag vir môre
in verswaar reën in die verre dele van Limpopo en dit kan ook lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Toestande is ook gunstig vir die ontstaan van weggolfveldbrande en dit kom grootliks voor in die westelike helfte van die Oos-Kaap, asook in die sentrale dele van die Noord-Kaap en die noordoostelike dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Warme dag kom voor met enkele buie. Vereniging se minimum daar is 13 met 'n maksimum van 28. Limpopo 'n koel tot warme dag. Polokwane se minimum daar is 16 met 'n maksimum van 23. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir hierdie provinsie. Mpumalanga enkele buie kom voor, anders is warm. Standerton se minimum is 14 met 'n maksimum van 27. In KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor met temperature in die laat 30s. Kokstad se minimum is 13 met 'n maksimum van 30. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolkte toestande kom voor. Dit is bloedig warm in Graafrein, net die kook styg tot 40 grade. In die Wes-Kaap 'n mooi dag kom voor, anders is gedeeltelik bewolk. Hermanus se minimum daar is 18 en 'n max van 23. In die Noord-Kaap, dit is ook warm, temperatuur in die hoë 30s. Appington se max daar is 38 grade. Terug aan die binne in die Vrystaat, verspreide buie kom voor, anders warm. Bloemfontein se maksimum is 31. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom voor met enkele buie. Mahikeng se maksimum is 29, Vryburg se maksimum is 31. Dis al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.